Hallo julle, vandag wil ek graag 'n boodskap met julle deel uit Matteus 5 vers 14 en ook sommer terselfdertyd by jou hoor. Watter kleur is jou bloed? Is dit rooi? Is dit oranje? Is dit wit of blou? Of is dit purper? Stel jou voor in 'n gemeenskap waar eerlike en opregte mense saamwerk om gebrokenheid te herstel. Elke persoon wat jy ontmoet is opreg lief vir jou en jy is op dieselfde manier lief vir hulle. Hoe sal die lewe in daardie soort gemeenskap, die manier waarop jy dink, hoe jy voel, die manier waarop jy optree, beïnvloed? In vandag se skrifgedeelte nooi Jesus ons na daardie soort gemeenskap in Matteus 5 vers 14. Hy sê die volgende vir die mense wat na sy preek kom luister het. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Die Griekse woord vir heuwel kan ook berg beteken en in antieke ingesteldheid was berge plekke waar hemel en aarde ontmoet het en ook waar mense gode ontmoet het. Met die antieke tyd het die Hebreërs byvoorbeeld berge gesien as unieke ruimtes of heilige ruimtes. Hulle het dit gesien as die koninkryk van God en waar hy ook met die mensdom kon ontmoet en waar albei as vennote saam kon woon. Maar ek wil graag die simboliese belangrikheid van 'n berg met illustrasies vir julle opsom en sodoende dit wat Jesus bedoel het vasvang in vandag se vers uit Matteus 5 vers 14. Soos ek genoem het antieke ingesteldheid of verbeelding geglo dat 'n berg 'n plek was waar die hemel en die aarde ontmoet het. 'n Plek waar God se wysheid, sy krag en teenwoordigheid gevind kon word, sy koninkryk. Die Bybel begin met God wat die mensdom op so 'n tipe berg plaas. Hy plaas hulle in sy koninkryk, in die paradys en in sy teenwoordigheid. God stel die mens aan om toesig te hou oor daardie ruimte en dit met God se seën te vul. Die mens kon in hierdie teenwoordigheid van God leef en bly en moes hulle hier ook op God se wysheid vertrou. Maar die mensdom kies toe eerder hul eie wysheid en so word hulle van die berg weggedryf. En in plaas van God se oorvloed en seën, vul hulle die wêreld met sonde, droefheid en geweld. Na hierdie gebeure beloof God om sy seën aan alle nasies te herstel deur die nageslag van 'n onvrugbare egpaar genaamd Sara en Abraham. Nadat hulle 'n seun in die wêreld gebring het, moes Abraham sy beloofde seun prysgee en God beveel Abraham om teen 'n berg op te gaan waar sy geloof daar deur God getoets word. Want die enigste manier hoe die mensdom weer terug in sy teenwoordigheid kon kom, was om 'n lewe te verloor. Maar in plaas van dat God 'n lewe neem, het hy eerder vir Abraham geseën en hom die vader van alle nasies gemaak. Abraham se familie groei en God nooi almal van hulle op na die berg. Maar van onder af lyk die berg angswekkend en kies hulle om eerder net daar onder die berg te bly. So nooi God dan vir Moses op teen die berg om hom daar te ontmoet en instruksies aan hom te gee en net Moses gaan op om God se wysheid te leer. God se besluit is toe om sy berg teenwoordigheid eerder af te bring na sy mense en om in Israel se kamp te woon. Sodoende word die mense weer genooi om deur God se wysheid te lewe waar hulle ook al gaan. En wanneer koning Dawid 'n stad op 'n hoë heuwel vestig, verbeel Israel se profete dat hierdie stad werklik die berg kan word met 'n koning wat in God se wysheid sou regeer en die seën aan al die nasies sou herstel. Maar weer eens raak Israel in sonde, droefheid en geweld vasgevang en word hulle uit die stad en teenwoordigheid van God verdryf. Jare gaan verby en raak die volk al hoe meer in duisternis gelaat, waar die boosheid van die wêreld regeer. In hierdie tyd het God ook die profeet Jesaja gebruik met bergbeelde in 'n droom oor 'n dag waar die hemel op aarde ruimte ver ander kan die berg sou uitbrei.
waar God se koninkryk die hele wêreld sou vul en die duisternis van die bose sou verdryf en oorwin. En weer eens kom God eerder weer na ons toe. Hy word mens en kom woon tussen ons. Hy leer sy volgelinge hoe om volgens sy wil en wysheid te lewe, om die oorvloed van God se koninkryk met Israel en met die nasies te deel. En wanneer Jesus voor sy eie keuse staan, vertrou hy God, sy Vader, met sy lewe. Hy kies om 'n purperkleed te dra op pad na sy dood op Golgotha, waar hy sy koningspurperbloed vir ons giet, en deur sy dood en offergawe word die opgewekte Jesus die plek waar hemel en aarde vir eens en altyd weer ontmoet. Hy vestig sy teenwoordigheid by ons. Hy bring die koninkryk van die hemel na die aarde toe, waar ons in sy wysheid en krag in harmonie met mekaar kan leef. Dit alles maak Jesus se lering in Matteus 5 vers 14 soveel meer 'n werklikheid. Jesus sê dat die hemel met die aarde ontmoet deur ons wat in sy koninkryk leef en die reddende krag van sy purperbloed met mense te deel. Wanneer Jesus dus sy volgelinge die lig van die wêreld en 'n stad op 'n berg noem, sê hy dat sy volgelinge 'n koninkryk beweging word, wat die bergtop ervaring na die wêreld bring. Sy volgelinge word 'n gemeenskap, 'n stad op 'n berg, wat die teenwoordigheid van God aan die wêreld gee deur ware liefde teenoor mekaar te bewys waar hulle ook al gaan. Ons laat vaar die ou manier deur ons vyand te beveg en vervang dit met die nuwe manier wat Jesus ons leer deur vir diegene rondom ons om te gee, reg te doen en ons naaste geduldig lief te hê. So wanneer ons dit doen, skyn God se lig deur ons gemeenskap en verdryf dit die duisternis. Presies soos Jesaja dit gedroom het. Soos met die skrifgedeelte wat ek in my vorige plasing gedeel het uit Matteus 25 vers 31 tot 46, is dit presies wat Jesus bedoel het deur sy voorbeeld te volg en om wanneer ons iemand honger sien, hulle te voed, of wanneer ons iemand dors sien, hulle iets te drinke te gee. Wanneer ons 'n vreemdeling sien, herberg te gee, of iemand naak sien, om klere te gee. Wanneer ons iemand sien wat siek is of in die gevangenis is, om met liefde en die genesende, reddende purperbloed van Jesus na hulle uit te reik. Mag ons dus so toegewyd wees aan die weg van Jesus, dat ons 'n koninkryk gemeenskap vir almal kan word en saam met God werk om sy hemelse koninkryk hier op aarde te vestig. Dit, my liewe vriende, is presies wat Jesus ook bedoel het elke keer wat hy gesê het dat die koninkryk van die hemel is byderhand. En enige iemand wat enigiets anders as dit verkondig, maak die keuse om homself en ook ander mense net weer vasgevang in die duisternis te laat. En enige iemand wat kies om enigiets anders as die reddende purperbloed van Jesus met die wêreld te deel, homself en ook ander net weer uit die teenwoordigheid van God wegdryf. So vandag wanneer jy bid, dank die Here dat hy God se bergteenwoordigheid aarde toe gebring het. Dank hom dat sy hemelse teenwoordigheid elkeen van sy volgelinge se lewens vul. Vra hom dat hy deur die krag van sy Heilige Gees jou en diegene in jou gemeenskap sal help om te lewe soos 'n stad op die berg wat die lig aan die wêreld kan gee en nie weggesteek sal wees nie. Vra hom dat jy en jou gemeenskap die plek vir mense kan wees waar hemel en aarde ontmoet, sodat die wat hom nie ken nie, ook deur julle die wysheid, liefde en seën van God kan ervaar. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons koning en heerser oor ons almal. Amen. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het.
Onthou om my te volg op enige van my kanale en nooi ook mense uit om dieselfde te doen deur hierdie plasing met hulle te deel. Jy is ook meer as welkom om jou kommentaar op hierdie plasing te lewer. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. En onthou, as jy kies om in die koninkryk van God te leef, dan is jou bloed purper en nie oranje nie. Jy kies om deel te wees van sy koninkryk eenheid. Jy kies sy tradisies. Jy kies sy kultuur. Jy kies sy broederskap, sy rykdom en dat sy purper bloed deur jou are vloei. Tot volgende keer, ons chat weer. Shalom, shalom.